Ons gesels oor groei in geloof, juis om te kan floreer. Nou Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Nou hoekom sou hy die woorde skryf? Hy skryf dit in die gemeente in Korinthe, want daar het verdeeldheid by hulle ontstaan oor wie die belangrikste leier was. Hulle wou keuses maak tussen of Paulus of Apollos. En Paulus bring hier 'n baie groter prentjie van elkeen se rol. Hy herinner hulle, menslike arbeid is volgens elkeen se gawes nodig, maar die werklike groei, die werklike vrug, kom vanuit God se hand. Elkeen doen net sy of haar deel. So die fokus is nie op die rol van die prediker nie, maar op God se groter doel en die krag wat geloof laat floreer. Nou in ons moderne lewe ervaar ons dikwels dat ons pogings te klein voel, te onvoldoende voel. Maar ten spyte van selftwyfel en druk, herinner hierdie teks ons rol is eenvoudig net om, as dit is om te plant, dan plant jy. Om nat te gooi, dan gooi jy nat. Deur jou werk, deur jou getuienis, deur jou persoonlike groei, deur jou verhoudings. God sal die uiteindelike groei gee. As ons so glo, groei ons in geloof. Want so geloof laat ons sien dat struikelblokke is nie mislukkings nie. Jou talente is nie my talente nie, jou gawes is nie my gawes nie. Maar alles is deel vir geleenthede tot transformasie en verdieping van geloof. Nou Martin Seligman beklemtoon dat vertroue in 'n transcendentale doel, of in ons woorde, 'n godgerigte doel, motiveer mense om vol te hou met selfverbetering en dis hoe ons floreer. So positiewe sielkunde wys ons dat klein volgehoue aksies kry juis betekenis wanneer dit verbind word aan 'n groter doel. So kom ons kyk vandag, wat kan met ons gebeur as ons enige situasie interpreteer as 'n moontlikheid tot groei in geloof. Byvoorbeeld, skryf vir jou 'n geloofsverklaring neer wat jy heeldag vir jouself sê, ek kan omdat God my help. En kyk wat dit aan jou doen. En dan herinner jy jouself, God is die een wat die groei bring. God is die een wat die geleenthede gee. Jy moet net jou deeltjie doen. Leef geïnspireerd.